Jy kan nie 'n teoloog wees en ook 'n postmodernis nie. Ferdinand Duist het jare gelede gesê, die Bybel is 'n gevaarlike boek, veral as jy dink dit bevestig jou eie sieninge. Neem tyd, praat nog 'n keer, wees versigtig. En ek wil begin by die eerste punt waar daar verwys word na die vasgelooptheid rondom verskille. Ek ervaar 'n diepte, ek ervaar 'n rustigheid onder die synodegangers. Ek ervaar amper dat baie van die skerp kante weggeslyp is. Wat was die eintlike bedoeling van die Bybel? Want as ons sou sê dat die bedoeling van die Bybel was om ware geskiedenisse ensovoorts, en geskiedenis in die moderne sin van die woord te skryf, dan was die Bybel niks werd nie. In die historiese tydskleef wat ons nou is, kom ons met mekaar ooreen om op hierdie manier voorlopig te dink. John, ek sê dit op 'n ding wat mense maar kan opneem en kyk. Ek het geweldig baie simpatie met die tolererende gemeentes. Eintlik is hulle reg. Hulle het net nie bygehou by die liberale deel van die kerk waarvan ek deel was. Goeiedag my Christen vriende en welkom terug hier vandag by die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika. Ek hoop jy is nou al bewus daarvan dat ons 2 kanale bedryf. Hierdie ene is die meer akademiese kanaal waar ons teologiese diepte gesprekte bietjie wil hê. En dan het ons Sola platform eintlik vir gewone mense wat nou nie in al die diepte van die teologiese sake wil ingaan nie. So hierdie vandag is weer 'n program by die akademiese lyn van hierdie bediening en ons wil so 'n bietjie dieper vandag gaan om te kyk wat is die agtergrond, die teologiese agtergrond vir hoe die kerk in Suid-Afrika ontwikkel het tot by die punt waar daar nou intergeloofsaanbiddingseredienste is. Daar's 'n subjektiwiteit, daar's 'n relativiteit wat ingekom het veral by die algemene synode van die NG Kerk. En julle weet ons het verlede jaar 'n konferensie gehad oor professor Benny Keet van Stellenbosch. So wat ek wil doen is, ek wil probeer om 'n klomp van hierdie lyntjies by mekaar te bring, om die groot prentjie te help regstel, wat die afgelope 30-40 jaar gebeur het. En julle het nou gesien daar in die montage, wat regtig net 'n aptydwekker is, om net jou lus te maak om bietjie te gaan verder dink oor hierdie gesprekke. Elkeen van daai videoetjies kom uit 'n spesifieke videogleef uit. Ek sal vir julle ook daar die oorspronklike tekste en videobande daar gaan opsit. 'n Klompie van hulle kom van synodes, wat alles op die internet beskikbaar is. So hierdie is om jou lus te maak ook om deel te neem en te gaan dink bietjie dieper oor hierdie gesprekke. Nou, klompie dinge om te sê in vandag se meer akademiese gesprek. Die eerste opmerking wat ek wil maak is, hierdie boek was die laaste boek deur professor Ferdinand Duist. Hy was reeds oorlede toe hy nog besig met die boek was. Ander Oud-testamentiese het die boek klaar geskrywe. Maar vandag wil ek bietjie met jou praat oor die rol wat professor Ferdinand Duist se historiese kritiek gespeel het in die NG Kerk. En hoe dit uiteindelik ontwikkel het in die platform wat daar nou heers by die algemene synode van die NG Kerk. So ons gaan bietjie 'n lyn trek van dit. En ek lees sommer nou vir jou net 'n uittrekseltjie uit die nuwe raamwerk wat die algemene synode en ook Weskaap al vir 'n hele tyd gebruik. Hulle noem dit egte gesprek, 'n raamwerk vir etiese onderskeiding in gemeentes. Dis 'n nuwe raamwerk wat hulle gebruik vir gesprekke en wat hulle implementeer en gebruik, nie die Bybel nie. Hierdie is soos besigheidsbeginsels wat hulle toepas van bo af. Een van hierdie beginsels praat hulle oor konsensus. Nou kom ek haal vir jou 'n stukkie aan en dan gaan ek vir julle illustreer hoe dit eintlik inpas in die ontwikkeling wat julle in Prof Ferdinand Duist se kritiese teologie gesien het en hy het eintlik hierdie platform geskep vir die algemene synode. Hoor wat staan hierdie sê: konsensus wat vir die huidige aanvaar word, geld as die nuwe mening van die deelnemende gespreksgenote. Die plaaslike en tydelike aard van 'n konsensus sluit die aanspraak op universele
altyd geldende sekerheid uit. Geen meer sekerhede nie. Alles is voorlopig. Wat konsensus wel doen is om almal uit te nooi om 'n bepaalde oortuiging te ondersteun met ooreenstemmende gedrag tot tyd en wyl 'n verdere onderskeidingsgesprek in 'n later stadium dalk 'n nuwe konsensus na vore bring en geldig maak en derhalwe weer vir nuwe optredes en gedrag vra. Hierdie dokument is 'n merkwaardige, kontroversiële, postmoderne potpourri van verskillende tradisies en gefragmenteerde tekste wat bymekaar gesit is met 'n voorlopige, met 'n onsekere teologie en verstaan van die skrif. En ek wil argumenteer dat die oorsprong, die afgelope 50 jaar daarvan, kom uit die teologie van professor Ferdinand Duys. En wat merkwaardig is julle, as julle nou daar geluister het na Dr. Fanie Cronje byvoorbeeld, wat praat ook van konsensus en ons is saam met mekaar op weg. Die raamwerk wat hy ook verduidelik het by die 2019 Algemene Sinode, wat ons ook by die Noordelike Sinode gekry het waar hy was, wat ons ook gesien het in die Wes-Kaapse Sinode. Die raamwerk vir hierdie dialoog en nie meer debat nie meer sekerhede nie. Hierdie hele manier hoe hulle dit in hierdie amper soos 'n besigheidsmodel inpas, kom letterlik uit die laaste boek van professor Ferdinand Duys. Jy kan gaan kyk in hierdie boek, dis 'n akademiese boek, en hier is 'n gedeelte, ek het dit hierso aangetoon op bladsy 42-43. Dieselfde begrippe, dieselfde woorde, geldige interpretasie. Geen meer absolute waarhede nie. Dit kom uit hierdie akademiese boek, wat as dit ware soos die kulminasie is van 50 jaar se akademiese navorsing, begin by die historiese kritiek, verwerp die dogmatiese waarhede van die reformatie, gebruik die historiese kritiek, en toe kry jy dat daar 'n relativisme inkom, en dit het toe die saadjies gesaai vir die genetiese teologie, wat uiteindelik begin opkom het in die kerk, en nou het jy die ding van vasgelooptheid, mekaar vashou, maar nou kom ons agter, alles is op 'n relasionele, subjektiewe manier altyd aan die verander. Maak dit vir jou sin? Klink dit bekend vir jou? Wat ons sal moet inoefen, sal moet leer, is hoe ons met mekaar op reis kan gaan met die lig wat ons nou tot ons beskikking het. In die historiese tydsgreep wat ons nou is, kom ons met mekaar ooreen om op hierdie manier voorlopig te dink. Nou, ek wil net ook een van die laaste artikels van Prof. Ferdinand Duys, wat baie dieselfde konseptuele punte by uitkom as hierdie laaste boek. In hierdie artikel van hom, wat gepubliseer was, en dis ook vir my merkwaardig, vir julle ouens wat in die akademie is, dis vir my merkwaardig dat in die skriflig, wat by die gereformeerde kerke is, dat hulle hierdie artikel van Prof. Ferdinand Duys gekeur het. As jy kyk die postmodernisme waaruit uitkom, dit lyk of hulle konfessioneel reformatoriese beginsels eintlik met so 'n publikasie eintlik opset. Dis my perspektief. Jy kan die artikel gaan lees. Die opskrif is onlangse konsepte in teksuitleg en hulle konsekwensies vir die gereformeerde teologie. Nou, hy praat dan van die historiese kritiek en al hierdie prosesse waarby hy betrokke was. Julle sal onthou, ons het al program gemaak oor Prof. Ferdinand Duys Stellenbosch studeer, en ek dink hy was hier by die 27 jaar oud toe hy Duitsland toe is, by Bultmann gesit het, daar by 'n erediens, die vormkritiek, die historiese kritiek, hy's oorweldig deur Bultmann, die ontmitologiseringsprogram van Bultmann, en hier kom Duys ons terug Suid-Afrika toe, en toe implementeer hy daai metodes. Daai soeke na 'n objektiewe historiese metode om die skrif te analiseer. Dit word so half gedeel in hierdie artikel, en uiteindelik sien jy as dit ware toe die historiese kritiek nie kon produseer wat hulle gedink het dit moet doen nie.
Moet wegkom van die dogmas van die skrifsekerhede. Die historiese kritiek gaan nou die engine wees wat ons gaan bring by 'n meer geloofwaardige geloof en verstaan van die skrif. Wat gebeur toe? Toe word alles relatief opgebreek. Nou lees ek vir jou die laaste bladsy van hierdie artikel van Ferdinand Duist. Moet mooi hoor wat hy hier sê, en dan wil ek hê jy moet dink aan hierdie dokument, egte gesprek van die algemene synode, en hierdie konsensus, en hoe dit alles nou werk met onsekerhede. Dink daaraan, terwyl ek vir jou hierdie konklusie van Ferdinand Duist lees. Hoor hierdie woorde. Dit is op bladsy 175. As mens die konsepte van intertekstualiteit en die kreatiewe lesersbetrokkenheid erken en in die eksegetiese proses integreer, sal dit wat as eksegese geproduseer word, beslis veel meer relatief wees, as wat eksegese vroeër gemeen het. Maar so sal daar weer ruimte geskep kan word vir die gees van God om die eksegeet se eie tekstualiteit saam met die van duisende gelowiges voor hom in te span om iets vars in die kontinuum van uitleg tot stand te bring. So hy sê, dis God wat deur die Heilige Gees nou hierdie subjektivisme inbring. En in die nuwe uitleg sal die genetiese eienskappe, vriende, dit is die genetief teologie, waarteen Prof Willie Jonker en Johan Heinz gewaarsku het. Hier sê Prof Ferdinand Duist presies die teenoorgestelde. Hier sê hy, in die nuwe uitleg sal die genetiese eienskappe van die Bybelse tekste duidelik herkenbaar wees. Nou sê hy, juis deur die veelvuldigheid van kerklike intertekste. So elkeen het nou sy eie teks, en hierdie tekste is al gefragmenteer wat nou hier by mekaar kom. Hierdie intertekste waarbinne die Bybelse tekste resoneer, kan die veelkleurige genade van God telkens in ander omstandighede in 'n ander gedaante vlees word. Sien julle hierdie postmoderne relativisme van alle sekerhede is weg, word nou geassosieer met die veelkleurige genade van God. Is dit God se genade? As alle sekerhede weg is. En nou wat merkwaardig is, ek wil hê jy moet nou mooi sien hoe hierdie genetief teologie, die marxisme, die queer, die feminisme, wat werk ons met magsklassifikasies, alles is mag wat afgebreek moet word. Jy's en dit kom uit die marxisme uit. Kyk nou hoe word dit binne in die teologie en in die gereformeerde eksegese ingebring op 'n manier wat nie duidelik is aanvanklik nie, maar sien wat gebeur hier. Aanhaling. Die konsekwensie hiervan, dis nou hierdie veelkleurige genade van God waarvan hy praat. Die konsekwensie hiervan is egter dat die Bybel as magswapen uit eksegete en teoloose hande geneem word om 'n blote wegwyser na die waarheid te word. Sien julle wat nou? Nou is alles magsmiddels en nou is daar nie meer waarheid in die skrif wat ons moet aan ondergeskik moet wees nie. Dit is nou mag wat nou verwyder moet word. Nou is die skrif slegs 'n wegwyser. Dis nie meer die waarheid nie. Dit wys 'n weg wat mense kan loop. Die feit dat die hedendaagse tekswetenskap die vermeende vaste grond onder eksegete uitgehaal het, mag daartoe bydra dat eksegete en teoloë tot op die vaste grond kan tuimel. Die bewuste, wat is nou die nuwe vaste grond vir hom? Die bewuste geloofsverhouding met die God, hoor nou mooi, oor wie die Bybelse geskrifte dit het. Die Bybel is nie meer die woord van God waaronder ons buig nie. Die Bybel is nou spreuke oor God. Sien julle wat het hier gebeur? En dan sluit hy af met hierdie merkwaardige stelling, en dit sou goed gereformeerd wees. Vriende, kan ek sê met respek, ek dink Prof Willie Jonker en Prof B.B. Keet huil in hulle hande as hulle moet hoor dat dit gereformeerde teologie is. Nou, jy moet self besluit. Kom ons gaan nou 'n bietjie gou-gou terug. Ek wil hê ons moet nou gou-gou 2-3 dinge net sê ook verder van Prof Ferdinand Duist
en hierdie boek van hom en hierdie stuk wat ons nou gelees het en hy het ook 'n ander baie invloedryke boek deur die RGN laat publiseer. 'n Klomp Bybelwetenskaplikes was betrokke en in daai boek het hy ook hierdie prentjie geteken van onder apartheid het die NG Kerk vanuit die Calvinisme dit geregverdig. En dan probeer hy die prentjie skets van die ouens wat die Bybelwetenskappe omhels het. Nou praat hy van Johannes Du Plessis byvoorbeeld. En hy wat Ferdinand Duist is. Hulle het die historiese kritiek gebruik, hulle het opgestaan as dit ware teen die Bybelse regverdiging van apartheid. Van wie hoor jy niks in daai hele boek nie? Van Duist nie. D.F. Malan. Hy was 'n kritiese teoloog, hy het in Utrecht sy doktorsgraad gaan doen. Hy het nie geglo in die onfeilbaarheid van die skrif nie, hy is ook 'n Darwinis gewees. Hy het die historiese kritiek gebruik om die onfeilbaarheid van die skrif te ondermyn. Hy was een van die groot argitekte van apartheid. 1948 tot 1952 het hy die meeste en die mees kontroversiële wetgewing ingebring vir dit. Jy kry niks hiervan in daai werk van Ferdinand Duist nie. Die volgende ene is natuurlik nou Prof Benny Keet. Nou, dis absoluut merkwaardig. Julle weet nou al die programme wat ons oor hom gemaak het. Hy het by Bavung studeer. Hy kom terug en hy skryf mos 'n boekie in 1955. Toe hy professor in Stellenbosch is, skryf hy teen die Bybelse regverdiging van apartheid, vanuit sola scriptura. Hy het alreeds in 1949 daarteen geskrywe. Hy het die huwelik tussen man en vrou verdedig. Hy het 'n dogmatiek geskrywe in Afrikaans. Nou, ek wil vir jou 'n stukkie hier uitlees, en dan gaan ek 'n stukkie van Calvin lees, oor die gesag van die skrif, oor sekerhede, en dan sal ons afsluit met 'n stukkie uit die Bybel. Ek lees vir jou uit professor Benny Keet se dogmatiek. Ons het gedeeltes daarvan in ons boek wat ons gepubliseer het verlede jaar. As jy nog nie die boek het nie en belangstel, stuur vir ons 'n e-possie, dan kan jy ook die boek in die hande kry by ons. Ek wil vir jou 'n paar stukkies lees wat Prof Benny Keet sê oor die gesag van die skrif, oor sola scriptura, en onthou nou hy die historiese kritiek wat Ferdinand Duist populêr gemaak het. So terugdink aan Bultmann en so aan, wat hy nou kom implementeer het in Suid-Afrika. Ek lees vir jou 'n paar stukkies van Prof Benny Keet wat relevant is in hierdie gesprek. Hoor wat sê Prof Benny Keet oor Jesus en die apostels se interpretasie van die Ou Testament. Hy sê vir Jesus en die apostels is die hele skrif gesaghebend en nie net uitgesoekte gedeeltes nie. In hulle aanhalings word historiese gedeeltes soos die verhaal van die skepping, die sondeval, Elia, Jona en voorvalle uit die geskiedenis van Israel op dieselfde wyse gebruik as geestelike waarhede wat in die Ou Testament gevind word. Vriende, Jesus aanvaar die historiesiteit van die skepping, van die sondeval. Kan ek net gou daar stop? Ek lees nou onlangs dat die nuwe dekaan by Huguenot College, professor Jolanda Steenkamp, in haar doktorsgraad sê sy dat Genesis 1 tot 3 en die sondeval kom uit die mitologie uit. Sy glo nie dat die dood die gevolg is van die sondeval nie. Hier skryf Prof Benny Keet wat die historiese kritiek in detail in Europa gaan bestudeer het. Hy kom terug en hy bevestig die gesag van die skrif dat Jesus hierdie sake histories verstaan het. My vriend, wie vertrou ek en jy? Vertrou ons kritiese teoloë of vertrou ons Jesus van Nasaret? Vertrou ons Jesus Christus se oordeel of die oordeel van 'n paar Duitse kritiese teoloë? Kom ek lees nog 2 stukkies vir jou wat relevant is in hierdie hele gesprek. En die een gaan oor, hoe lyk jou God? Kies jy 'n paar stukkies uit die Bybel
van God wat jou lekker laat voel, wat by jou pas, of onderwerp jy jouself aan God, hoe hy hom deur die hele skrif geopenbaar het, en jy buig nederig onder die gesag van hoe God hom openbaar het aan jou in die skrif. Hoor wat sê Prof. Benny Keet op bladsy 68 van sy dogmatiek oor God en die skrif. Hy sê, in die laaste instansie word die bestaan en die gedrag van elke mens bepaal deur sy idee van God. Vir die Christen is sy opvatting van wie God is alles beheersend. Veral sal hy geen eie gemaakte beeld van die Allerhoogste kan vorm nie, want dan verval hy tot afgoderry. Vriende, hoe lyk ons God? Is dit 'n afgod? Intergeloofsaanbidding? Alle sekerhede is weg? Of is dit die God van die skrif, die God van die Bybel, onder wie ons buig? Dan wil ek 'n laaste stukkie net gou van Prof. Benny Keet lees oor die gesag van die skrif. Hoor wat sê hy? Dit is die woord van God, lewend en kragtig, waaroor hy self beskik. Die woord waaraan ons onderwerp met verstand, gewete en wil, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. My vriend in die Here, het jy en ek al tot bekering gekom? Het ons die Heilige Gees al toegelaat om ons te oortuig van sonde, om ons gewete te arresteer en dan te buig onder die gesag van die woord van God? Ek wil vir ons nog 'n stukkie lees, ook oor wat gebeur met jou en my wanneer ons buig onder die gesag van die woord van God. Word ons uitgelewer aan onsekerhede, relativisme? Verwerp ons vanuit ons eie rasionele denke die gesag van die skrif, die uitsprake wat die Heilige Gees maak in die skrif? Hoe werk ons met die woord van God? Hoor wat sê Johannes Calvijn in sy institusie, hoofstuk 7 van boek 1. Hy sê hier, aangesien ons geen daaglikse godsprake uit die hemel gegee word nie, en net die skrifte bestaan waardeur dit die Here behaag het om sy waarheid ewig te laat voortlewe, besit die skrif gesag by die gelowiges, omdat hulle glo dat dit uit die hemel voortgekom het. Nou, hier is 'n aanklag teen baie kerke, dink ek, wat Calvijn hier gee. Ek wil jou vra, dink aan die algemene synode, die vasgelooptheid. Dink aan skrifgesag as ek hierdie vir jou lees. By baie leef die verderflike dwaling, dat die skrif net soveel betekenis het, as wat aan hom deur die oordeel van die kerk toegestaan word. Kan ons sê die algemene synode bepaal die interpretasie van die skrif? My vriend, is dit jou waarheid? Hoor wat sê Calvijn, asof die ewige, onaantastbare waarheid van God op die oordeel van mense kan steun. Vriende, dit kan nie. Hoor wat sê Calvijn by punt 4, hy sê, as ons dan wil sorg dat die gewete van die mens nie gedurig deur twyfel, vriende, deur onsekerhede, deur subjektiwiteite, heen en weer geslinger moet word deur 'n algemene synode nie. Wat moet jy doen? Hoe kom jy weg uit daardie put van totale Babelse verwarring? Hoe kom ons uit dit uit, terug op die vaste grond van die skrif wat God aan ons gegee het? Hoe kom ons daar? Hy sê, dan moet die oortuiging dat die skrif die woord van God is, gesoek word by die inwendige getuienis van die Heilige Gees. Dit moet vas bly staan dat hulle wat deur die Heilige Gees onderwys is, volkome rus vind in die skrif en ook dat dit sy geloofwaardigheid in homself dra.
Deur sy krag verlig glo ons nie meer op grond van ons eie oordeel, 'n algemene sinodese oordeel, of die van ander, dat die skrif van God afkomstig is nie, maar ons stel dit, vriende, onomstootlik vas, dat dit uit God se mond self tot ons gekom het, deur die diens van mense. Vriende, kom ons sluit af. Kom ons sluit af met 2 Timoteus 3, vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer, die Griekse woord theopneustos, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Here, ons dank U vir U woord. Ons dank U dat U kerk bou van geslag tot geslag. Ons dank U vir Benny Keet, vir Willie Jonker. Ons dank U vir manne wat opstaan deur die geskiedenis, Calvin, Luther, Augustinus, wat gebuig het onder die gesag van U ewige woord. Here, ons smeek U om genade vir gemeentes wat op hierdie oomblik vasgeloop is, verward is, vervolg word, geboelie word. Here, gee U kerk in Suid-Afrika U genade om te volhard tot die einde. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.